Goeiemiddag, dit is Ina met resepte van die lewe. Vandag se resepie kom uit Kolossense 4 vers 6. Laat julle woorde altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedere een moet antwoord. Ek het op 'n dag die Engelse skrifgie gelees en dit het vir my soveel nuwe dinge oopgemaak. Let your speech always be with grace, as though seasoned with salt. As ons woorde deurspek is met genade, is dit asof dit besprinkel is met sout. Wat is die doel van sout? Sout werk verrotting tee, maar dit gee ook smaak aan iets. So as my woorde altyd aangenaam is, of dan nou besprinkel is met genade, dan werk dit verrotting tee en dit laat iets goed smaak of lekker smaak. Ons weet almal dat liefde die vrug van die gees is. Nou ek het nog altyd gewonder, hoekom is genade nie deel van die vrug van die gees nie? Totdat ek op 'n dag besef het, elke vrug het sap. En genade is die sap van liefde. Dis daai sap wat so kan uitspoel oor 'n mens, of dit word teruggehou deur 'n droë vrug. En vanoggend lees ek die pragtige woorde in Psalm 86 vers 8 in die Passion Translation. Lord, you are so good to me, so kind in every way, and ready to forgive, for your grace fountain keeps overflowing, drenching all your lovers who pray to you. Is dit nie mooi nie? Jy sien, as ons verstaan dat sy genade vir ons soos 'n fontein is wat net aanhou oorloop, dit hou net nooit op nie. Dit drench ons, met ander woorde, dit deurweek ons. Dan kan ons mos nie anders as om genade te hê vir die ouens om ons, die wat anders lyk as ons, die wat anders dink as ons, die wat selfs nie eens genade het vir ons nie. Hy verwag van ons om sout op ons tonge te hê. Hoe lyk dit as ek sout op my tonge het? Hoe klink dit? My woorde sal vol genade wees. Dit sal verrotting teewerk en dit sal smaak gee aan dit wat ek sê. Die klank van my stem gaan genade weergee. My stem gaan liefde uitdeel. Ons vergeet partykeer dat ons die klank van ons woorde baie meer belangrik is as dit wat ons sê. As daar sout op my tong is, gaan my oë sag wees. Want die genade gaan vloei vanuit die troon, oor my en deur my, na die volgende persoon toe. As daar sout op my tong is, gaan my hande streel. My boetie, my sussie, hoe ervaar die wêreld daar buite, wat nie ons koning ken nie? Jou woorde, is dit besprinkel met sout? Word dit gevoed vanuit die fontein, daardie fontein, that love, that grace fountain, that keeps overflowing? Word jou woorde gevoed uit hierdie fontein uit? Spoel dit oor op ander. Dis 'n lekker resep hierdie. En as dit dalk nou nodig is dat jy 'n profetiese aksie moet gaan doen, as jy besef dat jou tong nie altyd met sout besprinkel is nie, kan jy nou gaan en 'n bietjie sout op jou tong gaan gooi as 'n profetiese aksie en net sê, Abba Vader, help my, dat my spraak altyd aangenaam sal wees, met genade besprinkel, sodat ander mense u genade sal beleef. Mag julle 'n wonderlike aand hê. Shalom.